Dis hoekom ons hier is, Here, U is al wat saak maak vanoggend. Op hierdie dag wat ons vaders eer vir die rol wat hulle speel in huisgesinne en families, eer ons hemelse Vader. Want ons sou nie liefde geken het as dit nie vir die Vader se liefde was nie. Ons sou nie geweet het om te gee as dit nie vir die Vader was wat ons geleer het nie. Dankie Here dat U vandag hier is. Dankie dat U opgedaag het. Dankie dat U ons leidsman is. Ons het U lief en ons waardeer alles wat U vir ons doen en die volk van die Here sê amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Dankie vir ons span met die mooi musiek. Ek wil jou 'n baie geseënde Vadersdag toewens. Ons moeders het hulle kans gehad. Vandag is dit die pappa se kans. Ek hoop jy was al so 'n bietjie bederf gewees vandag. En ons vertrou dat die Here vandag iets vir jou gaan doen en jou hart gaan aanraak. Baie mense sê dis net 'n geldmaak storie. Dit is miskien so, maar ons eer vandag papas vir die rol wat hulle speel in huisgesinne. Dis nodig dat ons eers net stil staan en vir hulle eer gee. Die Bybel sê gee eer aan die wat eer toekom. As jou man langs jou is, druk gou sy hand. Sê vir hom, vandag gaan ek nie cheeky wees nie, ek beloof. Vandag gaan ek jou net liefde gee. Amen. Goed, ons sonnaarskool gaan gou vorentoe kom. Hulle het iets wat hulle vir die papas wil doen, vir al die vaders. So ek gaan julle geleentheid gee, julle kan vorentoe kom met al die kindertjies. En dan luister ons wat hulle vir ons wil gee. Dit is altyd lekker om ons kinders saam met ons te hê. Kan ons hulle 'n handeklap gee, asseblief?
Kom ons sê die Here. Hy is die beste pa, maar nie in my lang so van. Hoekom? Hy gee altyd om foutjes. En hy help ons deur ons stryd. Ja? Hoekom is daar die Here? My dad is my Here, want hy leer my wat is reg en verkeerd. Hy leer my hoe om 'n vrou reg te behandel en hoe om 'n ware man te wees. I love you, Dada. Happy Father's Day. Mwah. Ek wil nie 'n pa nie. Enigiemand kan 'n pa wees, maar ek vat 'n baie spesiale man om my dad te wees. En dit is my Dada. My dad is my Here, want hy is altyd daar vir my. Dankie, Dada, vir alles. I love you. Happy Father's Day. Mwah. What is die coolste? Maar my dad is die beste. En Dad, Happy Father's Day. Mwah.
Alright, baie dankie vir die sonnaskool. Ons net vir pastoor ook sê baie gelukkige Vadersdag van die gemeente af wil ons sê baie dankie vir alles wat u vir die gemeente doen. En ons wil vir jou iets kleins gee van die gemeente af. Baie geluk en geniet jou dag. Baie dankie aan elkeen. Julle het mooi harte, julle is goed vir ons. Ek en my vrou was die week 'n bietjie weg saam met die kinders. Ons het goed gerus. En ek is bly dat ek vanmôre terug is. Baie dankie pastoor Rudy en pastoor Mandy wat julle vir ons ingestaan het. Ek verneem en ons het self, ek het die diens dopgehou daar van die ander kant af. Die Here was saam met julle gewees en die Here het gedoen wat hy wou doen. Ek is so bly om vanoggend saam met jou te wees. Is julle nie trots op ons kinders nie? Ek dink as jy kyk na die video sal jy besef hoe belangrik is 'n pa en 'n kind se lewe. So 2 weke terug by die jeug het 2 van die laities vasgesit, soos wat laities mos maar vassit, en hulle het vir mekaar goed gesê, en die een sê toe vir die ander een, man, ek is nie bang vir jou pa nie. En 10 minute later, hier stop mekaar by die hek en hier is die pa. En die kinders kom roep ons toe, en die een laitie sê vir die ander, jy sê mos, jy is nie bang vir my pa nie, hier is hy. Gelukkig Marco het ingespring en hy het gou die vrede bewaar en hy het mooi gepraat daarso. So dit wys vir jou, die pa is regtig die superhero van die huis, nie? So baie gelukkige Vadersdag aan elkeen. Vandag is ook nasionale skorrelgoed wasdag, so as jou man vir jou sê, gaan was die skorrelgoed, dan gaan was jy dit. Want jy het ons 10 minute terug beloof, jy gaan nie cheeky wees vandag nie. Goed, so ons gaan gou geleentheid gee, die gemeente wil graag ons papas bederf, daar's dames wat gou gaan beweeg. Elkeen van julle gaan gou ietsie kry, 'n geskenk. As jy 'n papa is, kan jy net vinnig, die dames kan vinnig beweeg asseblief. Kan jy net jou hand opsteek vinnig en ons wil graag vir jou sjokolade gee. Ons wou biltong koop, maar ons het agtergekom ons papas word ouer, die tande is nie meer so sterk nie. Ons koop ons maar iets sagter. Ja. 'n Lekker sjokolade. Steek op jou hand as jy papa is. Hulle deel dit uit. Ek is so dankbaar vir ons verwarmers, wat die kerk bietjie warmer maak. Ek besef hier's 'n paar mense wat deur die vlamme vanoggend vir my kyk as ek preek. Ek is nie in die hel nie, ek is in die kerk. Ek preek net agter die vlam vir jou. As jy nou 'n goeie man is, dan sal jy daai sjokolade sommer dadelik vir jou vrou gee. As jy binne gemeenskap van goedere getroud is, gee vir haar 1 blokkie. Goed, het almal gekry? Niemand oorgeslaan nie? Baie, baie dankie. Dankie, julle geniet dit. Gooi die baie dankie, baie dankie. Baie dankie, ek waardeer dit. OK, sy sê ek moet nou doen wat ek gesê het. Ek gaan vir my vrou gee. Hulle het nou net gesê hulle gaan nie cheeky wees nie. Goed. Nou Vadersdag is 'n dag wat ons die leiding van die Heilige Gees moet vra, want die papa is so belangrik. So, ek gaan vanmôre soos gewoonlik, I'm not going to sugarcoat my words, ek gaan om reguit preek soos wat die woord dit sê vanoggend, nee. Julle soek mos reguit prediking, nee. Ek het agtergekom dat kinders soek dissipline, en ons groot mense moet ook dissipline kan ontvang, en ons moet korreksie kan aanvaar wat die woord van God vir ons sê. So daar's 'n mooi skrif, in Josua hoofstuk 24 vers 15, ons kan dit op die skerm sit, en dit is 'n baie bekende skrif van 'n uitspraak wat deur 'n godsman gemaak was, Josua 24 vers 15, en dit sê die volgende, lees dit saam met my, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So my tema vir vandag is, pa, jy is vir meer geskep. You are born for more than maybe you think today you are born. So die Here het 'n eksklusiewe plan vir elke man in hierdie plek vandag, in jou huis. En vandag vier ons Vadersdag en ons eer papas vir alles wat hulle doen.
Maar vandag gaan dit nie net oor wat die pa ontvang nie, dit gaan oor wat God van elke pappa verwag. Jy wil mos die leier van jou huis wees. Jy wil die koning wees, jy wil die priester wees. Jy wil die autoriteitsfiguur wees, maar jy gaan dit nie reg kry as jy nie die voorbeeld stel nie. Because children look what you do. Hulle kyk, hulle hou jou dop. Goed. So die grootste vraag is nie hoeveel geld jy vir jou huis kan gee nie, maar watter geestelike nalatenskap los jy vir jou kinders? Hulle kyk na die voorbeeld wat jy vir hulle los. So ek het bietjie gaan Google en gekyk, wat is die top 10 Vadersdag geskenke wat vir vaders gegee word. So in die ou dae was 'n das of 'n paar kouse nommer 1 gewees. Kan jy hulle onthou? Maar toe begin die manne opstaan en praat en sê, hoorie, ek het genoeg kouse en ons dra nie meer das nie, asseblief moenie dit koop nie. Ek het genoeg onderbroeke, moenie weer vir my dit koop nie. OK. So raai wat is die nommer 1 geskenk vir vaders in Suid-Afrika vandag? Biltong, sakdoeke, brandewyn. Ek dink Frans is naby aan reg, hoor. Die nommer 1 geskenk vir vaders vandag is 'n braaitang. Het julle hierdie nuwe tange gesien? Hulle noem dit 'n donkietong. Ek het in hierdie week het ek gou in die winkel gestap, hierdie lang, hy's amper 1 meter lank. Nou vra ek vir die ou, hoekom maak hulle die goed so lank? Toe sê nie, as jou maag groot is, dan kan jy makliker braai. Of as jou buurman dalk te veel drink en hy vergeet om sy vleis om te draai, dan help jy hom hier van die kant af, laat sy vleis nie kan brand nie. Nommer 2 is 'n mooi hemp. Wie van julle is dankbaar vir hemde vandag? Nommer 3 is 'n ou ene naskeermiddel. Wie van julle weet 'n man moet kan lekker ruik? Julle kan maar amen sê. Goed. Nommer 4 is power tools. Ja. Nou, ek vat my vrou gereeld na die vroue hemel toe. Dis 'n winkelsentrum. Maar 'n man, as hy by 'n hardware shop instap, dan is dit nou die man se hemel. Hy wil 'n power tool vashou, hy wil 'n ding saag en sny en kap. Ek onthou my seun van kleins af, as ek kom wil besig hou daar in die garage, dan gee ek vir hom 'n lang stuk plank met 100 spykers en 'n hamer en hy kap die hele rak spykers. Dis nou maar net in ons wil goed doen, nê. OK. Dis hoekom manne is fisiese wesens. Hulle wil nie net 'n kar ry nie, hulle wil die kar spin. In Newland spin die vrouens ook die kar, maar ons sal later daaroor praat. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Goed, en dan die volgende groot geskenk is sokkies en dan 'n mooi boek en dan heel laaste sê hulle biltong en sjokolade. OK. So jy het vandag sjokolade gekry en ek glo jou vrou gaan vir jou daai stukkie biltong gee wat jy ons nou nie vandag vir jou gegee het nie. En dis nog maar net vir interessantheid, jy weet, ons gee nie omdat ons wil punte kry nie, ons gee omdat ons waardeer, nie vir die man van die huis. So daar was hierdie storie van hierdie koning wat 'n paleis gehad het en hy besluit toe hy gaan bietjie op vakansie, hy gaan vir 'n maand weg en hy roep sy amptenare in en hy sê vir hulle, kyk na hierdie paleis van my en as ek terugkom gaan ek rekenskap van julle eis. En toe hy terugkom, toe sien hy van die mure was beskadig, die tuine was verwaarloos en in die paleis was daar sekere gedeeltes en areas wat in wanorde was en hy vra vir hulle, hy roep hulle, hy sê wie is verantwoordelik vir dit wat verkeerd gegaan het en dit en elkeen het dieselfde antwoord gehad. Nee, ons het gedog iemand anders gaan daarna kyk. En dis ons probleem vandag. Dit is die pappas en die mammas se probleem in ons huise. Daar's goed wat uitmekaar uitval en jy dink nee, maar dit gaan van self gebeur of iemand anders gaan daarna kyk. Kan ek gou vir jou sê, dis jou verantwoordelikheid, ma en pa, om te sorg dat alles in die huis reg is. As daar goed op die vloer lê, dan moet jy jou kind leer. Tel dit op. Niemand anders gaan dit vir hom leer nie. Jy kan nie verwag Facebook gaan dit vir hom leer of die sosiale platforms nie. In ons huise lyk dit vandag so, want pappas is baie besig. Ek self is skuldig daaraan. Die werk neem ons tyd, sport neem tyd, televisie neem tyd en selfone vat baie van ons tyd. I think we need to reduce our screen time.
Ja, praat met iemand wat lewendig is, wat oorkant jou sit. En nie met 'n telefoon of 'n selfoon nie, maar die huis se geestelike toestand word afgeskeep wanneer ons te besig raak met ander goed. God het die pa aangestel as die wagter van die huis. Sê gou vir jou man, jy's die wagter van die huis. Jy's die wagter. Kom ons kyk gou na die eerste punt wat ek wil maak. God se ontwerp vir die vader is die volgende. Jy's nie net 'n verskaffer wat geld moet inbring nie. Nou ek weet jy sê vir jou kinders, lyk ek soos 'n FNB teller. Sien jy geld groei op my rug? Nee. Die meeste papas dink as hy net geld gee en kos op die tafel sit, dan het hy sy werk gedoen. Jy is so ver van die waarheid af as wat kan kom. Die taak is baie groter as dit. 'n Pa is geroep om die leier van sy huis te wees, to make executive decisions, om die groot besluite te maak. Hy moet die beskermer van sy huis wees. Hy moet die onderwyser van sy huis wees. Jy kan nie dit oorlaat vir die onderwyser by die skool of die kleuterskool nie. Jy begin met die opvoeding by jou huis. Hier sit baie onderwysers en onderwyseres. Hulle sal vir jou vertel, die kinders by die skool wat die probleem is die kinders wat die goeie opvoeding by die huis het nie. Jy moet jou kind maniere leer. Moenie verwag ek betaal die skool en nou moet hulle dit doen nie. Dit begin by die huis. En dit begin by een belangrike ding, 'n voorbeeld. Jy moet 'n voorbeeld wees. Jy moet mooi praat met die mense in jou huis. Jy moet mooi praat met ander mense, want jou kinders kyk, as jy ongeskik is en skree, gaan hulle dieselfde doen met ander mense. Jy moet die priester van jou huis wees. Die meeste kinders gaan nie onthou hoeveel geld hulle pa gebring het nie, hulle gaan hulle pappa se woorde onthou. Is dit opbouend, of breek jy af? 'n Mens mag nooit vir 'n kind woorde sê soos domkop, of stupid, of jy beteken niks nie. Mens sê nie sulke goed nie, daai goed moet jy eintlik uit jou woordeskat uithaal. Wys liefde. Kinders onthou jou afwesigheid. Kinders onthou die voorbeeld wat jy stel. Die pa is die koning van die huis. Sê vir jou man, jy is die koning van my huis. Is moeilik om dit te sê, nie? Kom ons try weer, jy is die koning van die huis. Sê dit hard, laat iemand dit kan hoor. Wat, dames? Julle sukkel vandag. Ek het iets mooi geleer by een of ander lesing wat ek by was nie lang terug nie. You can either be the mentor or the tormentor of your house. Mentor or tormentor. Mentor jy of breek jy af? Vernietig jy? Maak jy seer? Of bou jy op? Wat is dit wat God wil hê jy moet wees? God wil hê, you have to be the mentor and not the tormentor. Dit beteken verantwoordelike leierskap, want 'n koning beskerm sy koninkryk. Jy moet jou huis beskerm. Jy kan ek gou vir jou vandag 'n harde ding sê? Miskien gaan ek vandag vyande maak. Ek laat my kinders nie uitslaap nie. Want ek weet nie wat gaan aan daar waar hulle slaap nie. Miskien is daar 'n oom wat nie lekker is nie in daai huis. Miskien is daar 'n tienerseun wat elke dag pornografie kyk en jy laat jou dogter daaroor slaap. Jy weet nie wat daar aangaan nie. Take it or leave it. Ek moet my huis beskerm. Ek moet my kinders beskerm, want ek weet nie wat gebeur wanneer ek nie by is nie. Ek weet as ek daar is, sal ek hulle beskerm. 'n Goddelike pa beskerm sy huis teen sonde. Dit wat jy toelaat, is dit wat in jou huis gaan gebeur. Hy beskerm sy huis teen slegte invloede. My dogter sal vir jou vertel van die dae wat ek haar skooltas omgedop het op die bed, want ek wil onverwags net sien wat is binne in daai tas. My dogter sal jou vertel van die dae toe sy nog die deur toe geklap het, toe sy eendag by die huis kom, het ek die hinges afgehaal en die deur staan in die garage. Ware verhaal. En sy het vir 3 weke nie 'n deur op haar kamer gehad nie. Want ek het vir haar gesê, jy kan die deur terugkry die dag as jy kan leer waarvoor word die deur gebruik. Jy klap hom nie toe as ek met jou praat. Maar vandag kan ons dit nie doen nie, want daar is soveel wette. Maar jy kan dit doen, dit is mos jou huis. As jou kind jou hof toe vat, sê nie, dis my huis en ek het besluit, ek soek nie meer 'n deur daar nie. Dis al. En dan kan jy jou kind countersoe, want jou ore werk nie meer lekker nie van al die deure wat klap, en nou het jy rekeninge by die dokter en oogarts en oorarts en alles. Praat die Amerikaners, hulle gaan hof toe vir alles.
Jy moet jou huis beskerm teen vrees en teen geestelike verval. Weet jy wat moet 'n pappa doen? Hy moet saam met sy vrou en kinders in die kerk sit. Dis hoe jou huis beskerm teen geestelike verval. 'n Pappa neem verantwoordelikheid. Hy sê nie dis my vrou se werk nie. God het hom eerste aanspreeklik gemaak. So kom ons gaan gou Genesis 1 toe, dan leer ons wat die Here vir ons leer. Adam, toe Eva gesondig het en Adam het saam met haar gesondig, toe het God nie vir Eva geroep nie, hy het vir Adam geroep en gesê, waar is jy? Hy soek verantwoordelikheid by die man. Hy vra vir die man, wat gaan aan in jou huis? Hoekom is daar chaos? Waar is jy? Hoekom speel jy nie die rol wat jy moet speel nie? God het die verantwoordelikheid by die man gesoek. En dan leer ek dat die pa is die priester van sy huis. 'n Priester bring sy huis nader aan die Here. Nie verder weg van die Here af nie. Hy bid vir sy gesin. Dit is so belangrik om elke dag vir jou gesin te bid. As jy 'n lang pad ry voordat jy almal in die kar is, dan sê jy, kom ons bid gou, Here, gee vir ons 'n veilige reis, beskerm ons, vat ons veilig daai kant toe, gee vir ons guns terwyl ons daar is en bring ons weer terug huis toe veilig. Dis wat 'n priester en 'n koning doen. En daardeur leer jy jou kinders om eendag dieselfde voorbeeld te volg. Dit leer hulle om op God te vertrou. Dit leer hulle dat God is die een wat die antwoord gee. Hy bid vir sy gesin. 'n Gesonde geestelike pappa leer sy kinders van die woord van die Here. As jou kinders klein is, tel hulle op jou skoot, vertel vir hulle die stories van die Bybel. Sit 'n kinderbybel voor hulle met prentjies, prikkel hulle belangstelling, want die wêreld het baie wat hy jou kind wil leer, jy moet God se woord vir jou kind leer. 'n Ware pappa lei sy huis in aanbidding. Kan ek jou gou 'n vraag vra, wat se musiek speel in jou huis terwyl jou kinders daar is? Het jy geestelike musiek wat jou kinders na die Here toe vat? Of is dit net hop hop spinnekop? Kaptein span die seile. Dit gaan nie jou kind na die Here toe vat. Daar's 'n tyd vir daai goed. Hoor jy wat ek vir jou sê? Daar moet 'n tyd wees wat hierdie musiek speel. En toe ek 'n kind was, my ouers sit vandag, hulle was baie streng geweest. In ons huis, na bekering het ons daar was net twee sangers in Suid-Afrika op daai stadium wat kon sing. Dit was Cathy Viljoen en Jimmy Swaggart. Dis waarna ons geluister het. Ek het nie gewaag om aan die musiek te luister nie. Luister gou hierson. As 'n kind het die goed in die huis gespeel en ek het sekere woorde gehoor wat hulle sing. En dit het my laat dink. Dis woorde wat hier ingegaan het. Dis gesonde woorde wat my ore en my wese ingegaan. Vandag, ons kinders luister, daar's 'n band met die naam van Slipknot. Hulle liede, Slipknot, weet jy wat se Slipknot? Dis daai knoop op die galgtou. Dis hulle naam. En die liede wat hulle sing gaan oor selfmoord. So die hele dag word jou kind gebombardeer deur hierdie boom shakala musiek met selfmoordwoorde. En na 'n maand of 2 dan wil jou kind nie meer lewe nie, die lewe is te veel en hulle dink aan selfmoord en jy wonder wat het nou gebeur. Kan ek jou gou vandag sê, ondersoek die musiek waarna jou kind luister. Ek kan tot vandag toe nie verstaan dat mense in die straat gaan hardloop, dis my persoonlike opinie, met oorfone op hulle ore en hulle luister musiek, hulle hoor nie die wêreld nie. Jy hoor nie as jy 'n kar agter jou aankom met 'n toeter of 'n motor wat brul nie. Jy hoor nie sulke goed nie. Jy hoor nie as daar gevaar is nie. Ek het jare terug, Kevin Costner het 'n fliek in 'n fliek gespeel jare terug met die naam van Waterworld. Het julle daai fliek gesien? Daar's een stukkie in daai fliek waar hy hierdie vrou met hierdie klein dogtertjie red en hulle is op hierdie boot. Daar's nie dry land nie, daar's net water. Maar hierdie dogtertjie praat verskriklik baie en op 'n stadium gryp hy hierdie kind en hy ruk haar en sê vir haar, bly net 'n bietjie stil en luister na die wêreld. En ek het aan daai woorde gedink, want ons kinders se ore is vandag gevul met geraas. En die duiwel het die regte geraas en die regte woorde daar buite om jou kind se ore te vul. Kan ek jou vandag vra, waarna luister jou kind? Wat is in die ore van jou kind? En natuurlik gaan hulle rebelleer, want hulle sien nie goed by hulle maatjies, hulle sien dit op sosiale media, maar die koning en die oppasser en die priester van die huis, die beskermer van die huis, moet mos seker maak dat die kinders die regte goed luister. Want jy kry musiek en dan kry jy geraas. Sekere goed kan jy nie eens hoor wat hulle sing nie.
Nou, dis mooi. Wat het hulle gesing? Nee, ek weet nie. Dit beteken niks. Kry iets wat jou kind se siel voed. Och, pastoor, jy is so oudtyds, dis alright. Call me whatever. Dit het vir my gewerk, dit gaan vir my kinders werk en dit gaan vir hulle kinders ook werk. Die vader van die huis lei sy kinders in aanbidding. Hy sorg dat God die middelpunt van die huis bly. En daar was 'n man in die Bybel gewees wat so 'n man was, sy naam was Job. Hoor wat sê Job 1 vers 5. Job het elke dag offers gebring vir sy kinders en vir hulle gebid. Elke dag. Jy weet die duiwel, julle ken die storie van Job. Die duiwel het probeer om alles by Job weg te vat. Toe dink hy gaan hom breek, maar hy het nie gereken op hierdie nie. Job se alles was eintlik God en nie sy materiële goed nie. En daarom kon hy hom nie breek nie. As God jou alles is, kan enigiets met jou gebeur, jy gaan bly staan. Kom ons leer uit Job uit. Job het elke dag, inteendeel die een vertaling sê, hy het elke dag 'n altaar gebou vir al sy kinders en vir hulle gebid. Jou altaar is jou gebedsplek, die tyd wat jy met God tyd spandeer. Hy het nie net fisies gesorg nie, hy het geestelik ook gewaak. En die Bybel is vol sulke voorbeelde. Kom ons kyk na Abraham, Genesis 18:19. God sê, ek het Abraham uitverkies, hoor, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Dis jou werk, pa, om jou kinders te leer en, hoor jy die woord, beveel. Beveel, it's not a suggestion, it's a commandment. Jy sê nie vir jou kind, hoor jy, as jy wil, kan jy maar dit doen nie. Nee, jy leer hom wat God se woord sê. Kinders moet luister vir die ouers, nie anders te om nie. Leer jou kind dit. Jy moet so nou dan vir jou kind sê, hey, ek is die pa, nie jy nie. Nou bly jy stil en ek praat. Dis wat jy moet doen. Joshua sê, ek en my huis sal die Here dien. Joshua is 'n man met 'n voorbeeld gewees. So, ek gaan jou weer, ek het vanoggend sit ek aan my kant toe te wonder, moet ek hierdie vraag vra, want ek gaan dalk vyande maak. Maar kom ek vra jou. En vir almal op Facebook wat nou ingeskakel is, almal wat hier na die boodskap gaan kry, elke pappa hoor gou hierdie vraag. Gaan jou vrou meer kerk toe as jy? Want dit is bewys dat reg oor die wêreld is 60% van alle kerke, 60 tot 80 bestaan uit vrouens uit, want die manne, hulle wil nie. Hulle is veronderstel om die sterk een te wees. En God soek verantwoordelikheid by hulle, want God roep vir Adam en sê, waar is jy? Waar was jy? Wat doen jy? Nie vir die vrou nie. Maar ons manne val uit die bus uit. Wat gebeur? Dis omdat jy nie God se resep volg nie. Kan ek dit maar sê, as jou vrou meer kerk toe gaan as jy, is jy in die moeilikheid. Moenie amen sê nie, beweeg net jou groot toon. Job was 'n vader van gebed, 'n man wat sy huisgesin geestelik beskerm het. So 'n pappa wat nie 'n goeie pappa is nie, hy doen die volgende dinge. Hy's fisies teenwoordig, maar emosioneel afwesig. Hy straf sonder liefde. Het jy geweet, liefde moet saam met die korrigering gaan? Ja? As jy jou kind reghelp en jy gee hom pak slaag, dan gooi hom ons nie in die asblik en jy wag vir Pietjie Appel om hom te kom haal nie. Dis mos nie wat ons doen nie. Weet jy wat doen 'n pa? Hy sal kwaai met sy kind wees. En dan gaan hy hom los vir 5 minute en dan gaan sit hy langs sy kind. Sê, kom hier so, kom sit hier by my. Papa is lief vir jou en dis hoekom ek hierdie goed vir jou sê. En ek wil nie ek het foute gemaak en jy moet leer uit my fout uit. Dis 'n pa. En dis wat God moet ons ook doen. En dan moet liefde met korrigering wees. 'n Papa praat hard. En hier is die probleem, ons praat hard, maar ons bid min vir ons kinders. Saam met die korrigering moet daar gebed gaan. Jy moet vir jou kind bid. Ons het ander dag, hier sit Carol Ann, sy is my skoondogter, die beste vrou wat my seun ooit kon kry, die beste mamma. En ek het nou die dag, ek en my vrou met haar gesprek gehad, toe sê ons vir Carol Ann, het jy geweet, dat ons het vir jou gebid, jare voor ons jou geken het. Hoor gou hier, my seun was klein, dan nie lekker my vrou, ek het elke aand by sy bed gekniel, dan bid ek saam met hom. Dan sê ek, Here, daar buite is sy vrou, ek ken haar nog nie, maar sorg dat hy eendag die regte vrou kry, want ons het gesien, hy was 'n woelige mannetjie gewees. En hy gaan 'n spesiale vrou nodig hê, wat baie geduld het en sy nonsens gaan opeet. Hy's 'n goeie seun, hy het fantastiese karaktertrekke, maar ons het vir haar gebid voor ons haar geken het, en op die regte tyd het die Here haar op sy pad gesit. Dis wat jy moet doen.
Het jy al gebid dat die Here die regte man vir jou dogter stuur, want daai man kan haar maak of breek. Maak of breek. En vir jou seun dat hy die regte vrou kry, bid vir hulle van kleins af. Ons jaag geld en in die proses verloor ons kinders. Dis wat 'n pappa doen wat nie daar is nie. Jy ken die sportuitslae beter as wat jy jou kind se hart ken. Party ouers is so gefokus op hulle kind se sport, hy vergeet om die kind se hart raak te sien. Jy sit soveel energie in die sport en die tyd in die sport in, maar doen jy dieselfde met God in jou kind se lewe? Bring jy daai kind kerk toe? Het jy gebedstyd saam met hom? Het jy die woord oopgemaak vir hom? Het jy hom geleer van Jesus? Het jy hom geleer van vergifnis? Ons is lief vir ons eie gemak en ons vergeet van die geestelike groei. Weet jy wat doen 'n mamma en pappa? Hulle soek die eerste, maklikste ding om hy kind besig te hou, sodat ons net kan aangaan met ons lewe. Daar's ouers wat hulle kinders R1000 gee op 'n Vrydag aand, dis dalk min vir baie ander, en hulle gaan laai hulle af by 'n winkelsentrum sodat hulle net kan 3 of 4 uur hulle eie ding kan doen en die kind net uit hulle hare uit kan gaan. En daar by die winkelsentrum wag die duiwel met allerlei goed vir jou kind, want jou kind het geld. Jy druk goed onder jou kind se neus en sit vir hom die televisie en gee vir hom 'n foon. Hier's die internet, hou jouself besig. En terwyl jy ontspan en nie aandag gee nie, is die duiwel besig om met jou kind te werk. Ons moet wakker wees. Jy kan jou kind se foon kan jy mos vandag blok om sekere goeders in te gaan. Jy kan 'n kode opsit of 'n paswoord of wat ook al. En as jy sien dat jou kind is besig met verkeerde goed op die foon, wat moet jy doen? O, julle is bang, né? Vat die foon. Laat hulle die tantrum gooi vir 2 weke, dis alright. Maak 'n peanut butter broodjie, hulle sal oor dit kom. Maar jy gaan nie in my huis doen wat jy doen nie. Want jy's mos die pa en die vader van jou huis, dissipline, nê? Hier's 'n paar van julle wat skrik volgens, ek sien. Moenie laat jou kind jou baas wees nie, hoor. Daar was 'n priester in die Bybel met die naam van Eli, hy was 'n hoofpriester gewees. Hy het 2 seuns gehad wat ook priesters in die tempel was, maar hy het hulle gelos, dat hulle doen wat hulle wil, en hulle sonde het hy oorgekyk, en die Bybel sê, sy hele huis het geestelik geval, sy seuns het gesterf en hy het gesterf. Want hy het nie gedoen wat die priester moet doen. Dit wat jy jou kind leer, lei hom op 'n pad van vernietiging of 'n pad van seën. Jy moet jou kind leer. So wat doen 'n goeie pappa? Ons het nou die slegte dinge gehoor. 'n Goeie pappa bid vir sy kinders, lees die woord, en hy vra vergifnis wanneer hy verkeerd is. Is jy groot genoeg om dit te kan doen? Daar's tye wat jou kind ook reg is. Dan sê ek, is jammer. Kom ons probeer weer, ek het 'n fout gemaak. 'n Goeie pappa dien sy vrou met liefde. Want die kinders moet dit sien, hè? Jou seun moet sien dat pa vat ook aan sy ma. Hy wys liefde. Hy gee vir haar nou en dan 'n drukkie, hy praat mooi met haar. Hy moenie die ander lelike goed sien nie. Die seun moet sien dat die pa stel die voorbeeld met integriteit en hy lei sy huis na Christus toe. Die seun moet sien dat die pa wys genade by die dissipline. Kan jy genade gee ook? Dis wat Jesus vir ons gegee het. Kinders volg nie hoofsaaklik wat 'n pa sê nie, hulle volg wat die pa doen. So die pa se verantwoordelikheid teenoor die vrou is ook belangrik. Kom ons lees wat sê die Bybel, Efesiërs 5 vers 25. Mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Dis 'n enorme opdrag. Dit beteken ons moet dien, ons moet opoffer, ons moet beskerm, ons moet vergewe en ons moet geduldig bly en bely. Jy kan maar vir jou vrou ook sê ek is jammer. Dis mos 'n moeilike ding om te doen, hè. So ek luister na 'n gesprek van 'n ou oom en tannie baie jare oud en die tannie sê vir die oom, "Pappa, kan jy onthou daai jare toe ons nog gelukkig was?" Toe sê hy, "Ja, dit was net voor ons troue gewees." Ek bid dat dit nie so in jou huis is nie. 'n Man moet sy vrou lief hê, hoor hierso, nie net wanneer sy perfek is nie, maar soos Christus die kerk lief gehad het en nog steeds lief het. Jy weet jou vrou is nie perfek nie en sy weet nog beter dat jy nie perfek is nie. Maar liefde maak dat ons mekaar verdra. Liefde maak dat ons mekaar se foute oorsien. Daar is nie 'n perfekte persoon. Daar is nie. En met al jou foute is sy die een wat al die jare by jou nonsens gestaan het. Al die jare.
Net daarvoor behoort jy nou op jou voete te spring en vir jou vrou 'n hande klap te gee. Is daar iemand wat dit wil doen? Daar's eerlike manne vanmôre, baie dankie vir julle. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die Bybel sê Boas was 'n voorbeeld. Hy het hy gehanteer met eer, beskerming en respek. Hy gebruik nie sy posisie om haar te domineer nie. Hy eer haar, hy beskerm haar en hy respekteer haar. Papa, as jy dink jou rol in die huis is om te domineer, dan wil ek jou vandag reghelp. Jy is verkeerd. Dis nie jou rol nie. As jy genoeg liefde gee en respek afdwing, het jy nie nodig om iemand te domineer nie. Jou autoriteit word onmiddellik raak gesien. En hulle gaan jou eer vir wie jy is en vir alles wat jy vir jou huis doen. Boas het nie sy posisie gebruik om te domineer nie. Hy gebruik dit om te dien, want dit is ware Bybelse manlikheid. So wat soek God vandag by ons? Omdat die huis die fondament van die samelewing is dit wat God vandag wil hê, dat die man moet opstaan en die vrou moet die man ondersteun. Dis baie makliker as jou vrou jou ondersteun. As jou vrou ook teen jou werk, word dit moeilikheid. Daar's niks wat 'n man breek soos 'n vrou wat nie saam met hom werk nie. Ondersteun jou man in die regte dinge natuurlik. Nie in die verkeerde goed nie. Jy mag vir hom sê as jy nie saamstem nie. So wanneer die vaders val, dan lei die gesinne, die kinders lei, die gemeenskappe lei, kerke lei, maar wanneer vaders opstaan, hulle posisie inneem, verander gesinne. Kinders floreer, kerke groei, nasies verander en die duiwel weet as hy die huisgesin kan vernietig, dan het hy 'n groot ding in ons land reg gekry. Weet jy hoeveel huise leef vandag wat uitmekaar uitgespat het? Hulle sê dat 8 uit 10 manspersone in tronke reg oor die wêreld is kinders wat groot geword het sonder 'n pa. 8 uit 10 van hulle. Want daar was nie dissipline nie, daar was nie 'n pa wat kon leer nie. Daarom soek God manne wat hulle plek sal inneem en is nooit te laat nie. Vandag is 'n goeie tyd om jou plek in te neem. En te sê, sonder om te skree, ek gaan die leiding in my huis vat en ek gaan dit volgens God se woord doen. Dan volg die mense agterna in jou huis. Hoe word ek 'n pa wat God se wil moet doen? Nommer 1, ek is amper klaar, keer terug na die Here toe. Jy is die eerste ou wat op jou knieë moet gaan en sondebelydenis doen en jouself moet bekeer. Hoeveel keer moet jy jou bekeer? Net 1 keer? Daagliks. Sê saam met my, daagliks. Elke dag moet jy jou wegkeer van die verkeerde af en probeer soek wat goed is. Daaglikse bekering. Maak gebed deel van jou daaglikse lewe. Lees die woord, lei die voorbeeld en wees teenwoordig. Jy moet jou vrou sigbaar lief hê. Bid saam met jou kinders. Vra vergifnis as jy verkeerd is. Wees konsekwent. Jy kan nie eendag 'n Christen wees en die volgende dag gaan konsekwensies baie belangrik. Jy moet konsekwent wees. Dit help nie jy sit elke dag 'n mooi Bybelversie op Facebook, maar by die huis gaan 'n ander goed aan nie. Jou kinders gaan sê, hoorie, my pa sy medikasie geskiep, wat gaan aan hierso? Kan iemand net vir hom sy medikasie gee? Bybelversie vat jou nie hemel toe nie. Daai verhouding met God en daai voorbeeld wat jy stel is baie, baie belangrik. Ek ken mense wat elke dag Bybelversies opsit, maar hy gaan eenmaal in 6 maande kerk toe. Wat help dit? Die duiwel ken ook die Bybel. En die duiwel is elke dag in die kerk. Hy is hier om mense te pla. Hy is hier, hy het vanoggend in jou oral klaar 'n paar goed gesê wat jy nie moet doen. Hy pla ook. Vra vergifnis as jy verkeerd is. Maak Jesus die koning van jou huis. Goed. Ek wil hiermee afsluit. Jou kinders het nie 'n perfekte pa nodig nie. Hulle het 'n pa nodig wat agter Jesus aanloop. Julle inkom speel vir my. Jy sal nooit perfek wees nie. Jou vrou sal altyd fout vind. Jou kinders sal altyd fout vind. En dit is so dat ongelukkig die profeet word nie altyd in sy eie land geëer. Hulle sal luister vir ander mense, maar hulle sal nie luister vir die pa of die ma. Hou jy net aan om die regte ding te doen en om die voorbeeld te stel, want daar gaan 'n dag kom wanneer jou kinders gaan besef, weet jy wat? Hulle is eintlik nie so bad soos wat ek gedink het. Daai woorde, onthou julle COVID, hoe lank is dit terug? 6 jaar? Hoe jy by die huis moes bly?
hoe jy met jou vrou moes praat. Hoe sê die een nou na COVID, hy het nou 'n bietjie tyd met sy vrou spandeer en hy het agtergekom sy is eintlik 'n lieflike mens. Want sy hele lewe was hy so besig gewees. Jy gaan agterkom dat daai pa van jou het soveel wonderlike goed in hom wat hy met jou kan deel. Daar's goed wat kinders vergeet het. Ma en pa het 'n lewe gehad voordat daar kinders was. Hulle weet nie daarvan nie. Vertel hulle 'n bietjie. Vertel hom hy dag toe jy op die seevakansie was, toe hy amper verdrink het in die see, toe jy hom in die arm gegryp het en hom uitgetrek het. Hy het nodig om dit te hoor. Vertel hom toe hy in gevaar was wat jy en jou vrou gedoen het. Vertel hom bietjie wat julle alles vir hulle gedoen het. Want eendag as hulle eie kinders het, besef hulle, weet jy wat, my ma en pa is eintlik wonderlike mense. Kinders moet die ouers eer. Miskien het jy voorsien, miskien het jy hard gewerk, miskien het jy alles gedoen wat jy kan. Maar hier is die vraag vanmôre, lei jy jou huis geestelik? As 'n ma of 'n pa. En as God vandag hier kon instap en voor jou staan en sê, man van God, waar is jou huis? Hoe gaan dit in jou huis? Is jy die leier van jou huis? En ek sien dit ongelukkig dat vrouens step up. Hulle is die manlike figuur in die huis, want die pappa is nie daar nie. Weet jy hoe hartseer dit as ek met kinders deel en met 'n mamma deel, dan vra ek, my eerste vraag is, waar's hulle pa? Nie, hy is by die huis, maar hy is eintlik nie teenwoordig in hulle lewe nie. Dis baie hartseer. En dis dan wanneer daai kinders rebelleer, want hulle soek identiteit. Hulle hardloop rond, hulle probeer allerhande. Ons het van hulle hier in die gemeente, die seuns wat ons 'n unieke pad mee stap by die jeug, moeilike mannetjies. Maar as daar net 'n figuur in sy lewe instap, ek het al 'n paar van hulle gesê, ek sal nooit jou regte pa kan wees nie, maar hier is ek jou pa, hier luister jy vir my. Hier sal ek jou die regte leiding gee, hier gaan ek jou leer, ek gaan jou vertel wat God van jou verwag. En dan verander daai kind net so, want hy besef, hier's iemand wat bietjie aandag aan my gee. As God vandag by jou huis instap, sal hy kinders vind wat saam met die ouers kan bid. Jy kan dan etenstafel jou kind vra om ook bietjie te bid vir die kos. Wanneer hulle huisgodsdienst het, vra jou kind om te bid. Jy sal verbaas wees wat in jou kind se hart aangaan. Sal hy 'n man en 'n vrou vind wat geliefd is onder hulle kinders en liefde gee vir hulle kinders? Sal God 'n huis vind waar hy geëer word? Of sal hy 'n huis vind waar almal so besig is, maar niemand volg hom nie? Vadersdag gaan nie oor die pa en wie jy is nie. Dit gaan oor die pa wat nog kan verander en beter kan word in God se oë. En God roep vandag by afsluiting, Adam, waar is jy? Is jy die koning? Is jy die priester? Het jy opgestaan in jou huis? Hy roep nie om jou te veroordeel nie, maar om jou terug te roep, terug na jou plek, terug na jou roeping, terug na jou posisie in God, en mag elke pa vandag opstaan en soos Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil hê elke pappa moet vandag, inteendeel, elke manspersoon, staan gou saam met my op. En nou gaan ek vra dat die vrouens wat in die banke sit, jy gaan nou vir jou man bid, ek gaan jou lei in gebed, en dan bid jy saam met my, is dit reg so? Vader, baie dankie, hier staan manne vandag voor u, papas wat hard werk, wat hulle hele lewe opoffer, goed doen, wat ander mense dalk nie raak sien nie, die kinders sien dit dalk nie raak nie. Maar ons eer vandag elke pa en elke man in hierdie plek. Ek bid vir 'n spesiale aanraking vanmôre op elke persoon wat nou staan. Ek bid vir nuwe krag, nuwe hoop. Ek bid vir goddelike wysheid. En ons het vanmôre gehoor wat die woord van ons verwag, en ek vra vanmôre, help ons Here. Dit is nooit te laat om te verander nie, en as ek dalk afwesig was, Here, ruk my terug in realiteit, dat ek vanmôre kan besef, ek het 'n plek in Christus, in my huis, en dat ons soos Josua vanmôre sal verklaar en die voorbeeld sal stel, dat ek en my huis, ons sal die Here dien. In Jesus se naam. Amen. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie, baie dankie. Ek doen gou vir jou die aankondigings van die week. Vanaand het ons geen diens nie. Woensdag aand 7 namiddag het ons midweekdiens. Ek sien uit om woensdag aand weer 'n bietjie met jou te gesels en lekker om die woord te kuier. Woensdag aand is vir my baie spesiaal. Ons het 'n groepering van mense wat net lekker kuier om die woord, en ons
Ons interact en gesels met mekaar en ons leer saam. Goed, Vrydag aand, wanneer sluit die skool, is dit die week? Sluit Vrydag, ok. So ons gaan dan Vrydag aand gaan ons nog 'n jeugbyeenkoms hou, dan gaan ons ook sluit vir die vakansie, so sê vir jou kind, ons het nog Vrydag aand hierso, ons tyd is van 6 tot 7, Vrydag aand, ons sien uit om met ons jong mense te werk, en dan volgende Sondag, as die Here